Welkom. Vandag kyk ons na die intense verhouding tussen vaskulêre chirurgie en een van ons liggaam se allerbelangrikste organe. Goed, kom ons spring weg met 'n syfer wat jou kop sal laat draai. 180 liter. Dis die hoeveelheid plasma wat jou 2 niertjies elke liewe dag filtreer. En om dit in perspektief te plaas, moet hulle 99% daarvan weer terug in die liggaam absorbeer, net om 'n normale urine-uitset te kan handhaaf. Dis ongelooflik. Hierdie ontsaglike werkslading maak hulle, kragtig, maar ook vreeslik kwesbaar, veral tydens groot chirurgie. En daai bedreiging kan letterlik die verskil wees tussen herstel en 'n hele rits lewensgevaarlike komplikasies. So, kom ons begin by die begin. Kom ons gee 'n oomblik van waardering vir die nier, ons liggaam se miskende held en meestersuiweringsstelsel. Nou binne in elke nier is daar omtrent 1 miljoen van hierdie goedjies, die nefrone. Dink daaraan so. Dis soos 1 miljoen klein individuele watersuiweringsstasies wat almal in perfekte harmonie saamwerk om ons bloed skoon te hou. En hierdie nefrone voer 'n briljante 4-stapproses uit. Hulle filtreer die bloed, absorbeer dan alles wat nodig is weer terug, skei die afvalstowwe af en produseer uiteindelik urine. Dis die kern van hoe ons liggaam se hele interne omgewing stabiel bly. Goed, so nou dat ons weet hoe ongelooflik die nier is, kom ons kyk na die oomblik van waarheid. Die oomblik wanneer hierdie hoëprestatieorgaan die intense stres van vaskulêre chirurgie in die gesig staar. Veral as dokters aan die groot bloedvate werk soos die aorta, wel, dit skep basies die perfekte storm van risiko's vir nierfunksie. Hoekom is dit so gevaarlik? Wel, hier is die ding. Die niere kry 'n volle kwart, 1/4 van al die bloed wat die hart uitpomp. Dit maak hulle uiters sensitief vir enige onderbreking in bloedvloei. En hierdie kwesbaarheid, dit stel die niere bloot aan 2 groot gevare tydens operasie. Ons noem dit sommer die dubbele bedreiging. Die amptelike mediese term hiervoor is akute nierbesering of ANB. En glo my, dis 'n skielike en baie ernstige komplikasie wat dokters met alles wat hulle het probeer keer. Die beste manier om hieraan te dink is eintlik soos verhongering en vergiftiging. Verhongering is wanneer die nier se bloedtoevoer tydelik afgesny word. Dit kry letterlik nie suurstof nie. En vergiftiging is wanneer dit blootgestel word aan skadelike goed, soos die kontrasmiddel wat hulle in ekstrale gebruik. So, nou staan jy voor hierdie dubbele bedreiging. Wat nou? Hoe beskerm die mediese span die niere? Hoe word hulle die nier se persoonlike lyfwagte? Kom ons kyk na die strategieë wat die storie verander van een van gevaar na een van redding. Wel, dis 'n hele arsenaal van verdedigingstaktieke. Dit begin by aggressiewe hidrasie, om seker te maak daar's genoeg vloeistof in die stelsel. Dit sluit dinge in soos om die nier fisies af te koel, wat sy metabolisme vertraag en dit teen skade beskerm. Die hele denkwyse, die filosofie hier agter, is eintlik eenvoudig. Jy skep 'n beskermende borrel rondom die nier. Jy help hom deur die oomblik van intense stres, sodat hy anderkant kan uitkom en weer kan herstel. Maar dis nie al nie. Dokters word ook speerders. Hulle gebruik eenvoudige urinetoetse om presies te verstaan watter soort stres die nier ervaar. Hulle vra, is die probleem prerenal? Met ander woorde, is dit iets voor die nier, soos dehydratasie wat maak dat die nier desperaat probeer sout terughou? Of is die probleem renal, wat beteken die nier self is nou beskadig en hy mors eintlik die sout wat hy veronderstel is om te spaar? En om daai toksiese bedreiging, die vergiftiging, te beveg, volg hulle 'n baie duidelike plan. Dis 'n stap-vir-stap protokol om seker te maak die kontrasmiddel wat nodig is vir die skanerings so min as moontlik skade dien. So, na dit alles, wat is die eintlike boodskap hier? Wat moet ons wegneem? Dit kom hierop neer. Vaskulêre chirurgie red lewens. Geen twyfel daaroor nie. Maar om die niere te beskerm is 'n konstante, delikate balanseertweetjie. Dis 'n fyn dans tussen ingryping aan die een kant en bewaring aan die ander kant. En die insette, wel, dis ongelooflik hoog. As dinge regtig skeefloop, kan posoperatiewe nierversaking 'n sterftesyfer van tot 70% hê. 70%. Dit wys jou net hoe absoluut krities hierdie beskermende maatreëls is. En dit los ons met 'n laaste vraag, een wat vorentoe kyk. Soos die medisyne aanhou vorder, hoe gaan ons nog beter word om ons lewensbelangrike organe te beskerm tydens prosedures wat net al hoe meer kompleks raak? Dis iets om oor te dink.